Die boodskap, Levitikus hoofstuk 26. Julle moet net die Here dien. Julle mag nie in julle land vir julleself afgooitjies maak wat julle gebruik om gode te aanbid nie. Julle mag ook nie uitgekerfde beelde hê of klippilare oprig of klippe hê waarop julle beelde van gode uitgegraveer het nie. Ek die Here is mos reeds julle God. Julle moet my rustdae vier en respek hê vir die tent waar julle my ontmoet. Ek is die Here. Gehoorsaamheid en voorspoed. As julle volgens my reëls lewe en die dinge doen wat ek julle beveel en in lyn daarmee optree, sal ek dit betyds laat reën. Daar sal oeste wees op die lande en vrugte aan die bome. Julle oesseisoen sal aanhou tot dit weer tyd is om druiwe te pluk. Julle druiweoes sal aanhou tot dit tyd is om weer koring te saai. Julle sal oorgenoeg kos hê en julle sal gerieflik in julle land bly. Ek sal sorg dat daar vrede in julle land is, sodat julle rustig kan slaap in die nag. Ek sal die gevaarlike diere uit julle land laat verdwyn. Ek sal julle teen die aanvalle van julle vyande beskerm. Trouwens, julle sal julle vyande agtervolg en hulle met julle wapens afmaai. Net 5 van julle sal nodig wees om 100 van hulle te agtervolg. 100 sal 10.000 vyande agterna sit en hulle van die gras afmaai. Ek sal goed wees vir julle. Ek sal maak dat julle baie mense word. So sal ek my ooreenkoms met julle nakom. Julle sal nog baie van die vorige jaar se graan eet, wanneer dit weggegooi sal word, om plek te maak vir die graan van die nuwe oes. Ek sal onder julle woon. Ek sal julle nie minag nie. Ek sal saam met julle bly. Ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. Ek is die Here, julle God wat julle uit Egipte laat wegtrek het, sodat julle nie langer hulle slawe hoef te wees nie. Ek het die juk wat julle nek afgedruk het stukkend gebreek, sodat julle weer regop kan loop. Ongehoorsaamheid en teëspoed. Aan die ander kant kan dit gebeur dat julle nie aan my steur nie en nie hierdie dinge doen wat ek julle beveel het nie. Julle kan my verbintenis met julle in die wiele ry, omdat julle my reëls oortree. Julle kan soveel aanstoot neem aan my voorskrifte dat julle weier om my bevele uit te voer. As julle dit doen, sal ek die volgende dinge met julle laat gebeur. Ek sal verwarring onder julle saai. Ek sal tering en koors tussen julle laat kom, wat julle blind sal laat word en sal laat wegkwyn. Julle sal verniet saai, want julle vyand sal dit opeet. Ek sal my rug vir julle draai en julle vyand sal julle verpletter. Die mense wat julle haat, sal julle so sleg behandel, dat julle sal begin vlug sonder dat daar eens iemand is wat julle jaag. As julle na hierdie dinge gebeur het, nog nie bereid is om julle aan my te steur nie, sal ek julle nog 7 keer erger straf vir julle oortredings. Omdat julle te veel van julleself dink, sal ek julle siek maak. Ek sal die lug maak soos 'n ysterkoepel waaruit geen reën kan val nie. Die aardkors sal so ondeurdringbaar wees soos 'n bronsplaat. Julle sal verniet julle vernuf inspan, want julle sal nie uit die grond enige oes kan haal nie. Geen boom van die aarde sal vrugte oplewer nie. As julle dan met my wil rusie maak en julle steeds onwillig bly om julle aan my te steur, sal ek in lyn met julle oortreding nog 7 ander rampe oor julle loslaat. Ek sal roofdiere tussen julle loslaat rondloop. Hulle sal julle kinders vang en julle veetroppe uitroei. Julle getalle sal so erg daal dat daar niemand meer op die paaie sal wees nie. As julle na al hierdie dinge steeds aanhou om my teen te staan en weier om iets van my te leer, sal ek ook teen julle draai en julle persoonlik nog 7 keer meer straf vir julle oortreding. Ek sal wraak neem omdat julle nie aan my verbintenis met julle gesteer het nie. Ek sal oorlog teen julle laat uitbreek. As julle in julle stede gaan probeer wegkruip, sal ek maak dat daar siekte onder julle uitbreek. Julle sal die knie voor die vyand moet buig. Ek sal julle kos so min laat word, dat 10 vroue skaars genoeg by mekaar kan kry om in een oond vir julle 'n brood te bak. Hulle sal julle kos so moet ransoneer, dat julle nie versadig kan kom van wat julle te eet te kry nie. As julle selfs dan nog voortgaan om julle nie aan my te steur nie en julle steeds teen my bly verset, sal ek my woede op julle loslaat en julle nog 7 keer meer straf vir julle oortreding. Julle sal so honger word dat julle julle eie kinders sal begin eet. Ek sal die plekke waar julle offer met die grond gelyk maak. Ek sal die altare afbreek waarop julle wierook offer. Ek sal julle lyke op julle vrot afgodsbeelde gooi.
Ek sal so renons in julle hê, dat ek van julle stede ashope gaan maak en van julle aanbiddingsplekke verlate reëns. Ek stel nie meer belang in julle offers nie. Ek gaan hierdie land so verwoes, dat julle vyande wat daar kom woon, verbuisterend sal staan oor die skade wat in die land aangerig is. Julle self sal ek so saad uitstrooi tussen die nasies in. Ek sal oorlog agter julle aanstuur. Julle land sal 'n godverlate plek word en julle stede ashope. Al die jare wat die grond onbewerk gaan lê, terwyl julle in die land van julle vyande bly, sal die land kan rus kry. Dit sal die Sabbatsjare inhaal wat dit verloor het. Dit sal in daardie tyd die rus kry wat julle dit nooit tydens die Sabbatsjare gegun het nie. Ek sal die van julle wat in die vyand se land oorgebly het, so senuweeagtig maak, dat dit bloot net die geritsel van 'n droë blaar hulle op loop sal jaag. Hulle sal die hasepad kies asof iemand met 'n swaard agter hulle aan is. Hulle sal op die grond neerslaan sonder dat daar werklik iemand is wat hulle jaag. Hulle sal so bang wees vir die lem van die swaard dat hulle oor mekaar sal val om weg te kom van iemand wat nie eers daar is nie. Julle sal nie in staat wees om julle vyand in die oë te kyk nie. Julle sal by die heidene nasies doodgaan. Julle vyand se land sal julle insluk. Die van julle wat oor is, sal julle vyand se land uitsterf as gevolg van julle en julle ouers se sondes. Maar nogtans, dan sal julle sondes en die van julle ouers bely. Julle sal erken dat julle nie aan my getrou was nie en dat julle my so uitgetart het dat ek teen julle moes draai. Ek moes julle na julle vyande se land laat wegvoer om te sien of julle nie miskien julle gesindheid sal verander en julle sonde weer sal regmaak nie. As julle dit sou doen, kon ek weer my verbintenis aan Jakob, Isak en Abraham 'n gedagte roep en weer van die land onthou. Julle sal egter eers uit die land moet weggaan. Julle sal die straf vir julle skuld moet dra. In die tyd dat julle weg is en die grond net so onbewerk lê, sal die land die agterstallige rusjare inhaal. Ten spyte egter van al hierdie dinge, selfs al is julle gevangenes in die land van julle teestanders, sal ek julle nie so weggooi en julle nie so minag dat ek my verbintenis met julle heeltemal sal opsê nie. Ek is tog julle God, die Here. Ek het julle uit Egipte laat trek terwyl die ander nasies dit gesien het. Ek sal onthou dat ek beloof het om julle God te wees. Ek is tog die Here. Dit is al die reëls en die voorskrifte wat die Here tussen hom en die Israeliete deur Moses daar op die Sinaiberg neergelê het.